Môre sê Radio Fynbos luisteraars, ons woord kom uit Genesis 32 vers 9 tot 12. En Jakob het gesê, o God van my vader Abraham en God van my vader Isak, o Here, wat my beveel het, gaan terug na jou land toe en na jou familie, en ek sal aan jou goed doen. Red my tog uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom. Dan sal hy kom en my doodslaan, die moeder saam met my kinders. En iets gesê, ek sal sekerlik aan jou goed doen, en jou nageslag maak soos die sand van die see, wat vanweë die menigte nie getel kan word nie. Hierdie gebed van Jakob, en die tyd wat hy deur is vir jou en vir my, vir vandag, vir nou, 'n groot les. Kyk wat doen hy. Hy bid 2 keer, dat God aan hom goed sal doen. Al is hy bang, al was hy bang gewees vir sy broer Esau, het hy nogtans bly bid. Hy sê, God, U het gesê, U sal goed doen. Sien hoe gryp hy na God, hoe hy letterlik, lyk vir my in gees amper, 'n greep op God se arm het. God laat homself deur ons vind. God is binne ons bereik. Om hom voor te keer en te sê, Here, U het gesê, en dan te weet, maar die Here sal nooit teen sy woord gaan nie. Jakob het God se woord gekoester. Hoeveel te meer sal God nie sy eie woord, sy eie planne, wat hy vir Jakob het, koester nie. Daarom kon hy in gebed in sekerheid gestaan het, om 2 maal 'n saak voor God te bring, wat hy gesê het. En die woord sê, ons moet bestormers wees van God se koninkryk. Ons moet dit gryp met geweld. En Jesus het ons geleer om presies dieselfde te doen. In Matteus 20 vers 32 tot 34. Toe gaan Jesus staan en hy roep en hy sê, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? En hulle antwoord hom, Here, dat ons oë geopen word. En Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak, en dadelik het hulle gesien, en hulle het hom gevolg. Om God so op sy woord te vat, en regtig te weet, te glo wat God sê, dit bedoel hy. Vat God se woord, Jesus se offer vir oggend, sy belofte, sy bloed, wat op die altaar lê, en gaan seën jouself. Vat daar die woord van seën, wat jy oor jouself uitspreek, en dat jy weet, God sal nooit sy woord, sy wil vir jou weier nie. Here Jesus, baie dankie dat ek ver oggend die krag wat in U bloed is, ook oor my eie lewe kan bid, my geliefdes se lewe kan bid. Here, dankie dat ek in die krag van U bloed beskermd is, en dat ek ook die krag het, om in alles tot staat te wees deur U wat my die krag gee. As ek ver oggend moet vergewe, Here, laat ek dit kan doen, en Here, dat ek ook ver oggend in my eie lewe kan kyk, en kan weet waarvoor ek U om vergifnis moet vra. Jesus, baie dankie dat ek U woord ook kan vat ver oggend. Here, en kan sê, U woord sê soveel keer, deur U wonde sal daar vir my genesing kom. Here Jesus, dankie dat ek U arm ver oggend kan vashou, en soos ek U arm vashou, en ek sê vir Here, staan asseblief vir my stil, so weet ek, Here, sal die ander arm om my wees, om my vas te hou. Amen.